dit verduidelik, dat mense het na Jesus toe gekom en het gesê, kyk, wys vir ons 'n teken, wat nog nooit nie gebeur het. Hoe verduidelik Jesus vir hulle, maar hoekom soek jy 'n teken? I mean, ek het die blinde mense laat sien, ek het die dooie mense lewendig gemaak. Wat is fout met julle? Hoe sê hulle, nee man, wys vir ons 'n teken van iets wat in die toekoms gaan gebeur. Hoe sê hy vir hulle, okay, soos hoe Jonah, profeet Jonah, 3 dae en 3 nagte in die maag van die vis was. Ja, van die walvis. Right, so sal ek vir 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. In ander woorde, hy sal dood wees. En hy sal nie. Nou, die Jode het gesê, okay, dit is nou 'n wonderwerk as hy na 3 dae en 3 nagte kan lewendig kom. So Christendom is gebou op hierdie, dat Jesus moet dood wees vir 3 dae en 3 nagte. Nou lees ons die Bybel. Dit sê vir jou, Jesus was op die kruis, Vrydagmiddag. Hulle het hom van die kruis af afgehaal, voor die son afkom, Vrydagmiddag. Nou as jy tel, dit moet 3 nagte en 3 dae wees. Vrydag aan, Saterdag aan, Sondag aan, Maandag. Op Maandagmiddag moet hy wakker word van die. Wat het gebeur? Die mense wag, die Jode wag. Waar is die wonderwerk? Vrydag aand is weg. Saterdag aan. Die Bybel sê Sondag vroeg in die oggend, wanneer die son opkom, het Mary en die ander Mary daar gekom en Jesus was lewend. Die graf was leeg. Ja, Mary het vir Jesus ontmoet daar in die graf. Jy moet mooi lees. So in ander woorde, Jesus was net dood vir 2 dae en 1 aand. 2 aande en 1 dag. Vrydag aan, Saterdag aan. Nou vra jy, nou kan jy die Jode vra. Sê, lyk hierdie soos hierdie. 3 dae, 3 nagte, lyk dit so. So Jesus het nog nooit nie dood gegaan vir 3 nagte en 3 dae. En in die ou dae het hulle tyd so getel. As jy 'n man vra, hoe lank vat dit van hier af tot Bloemfontein? Dan sê hy, nee, dit sal jou 2 aande en 1 dag vat. Dan weet jy, kyk, ek gaan 2, jy verstaan? Of hy sal jou sê, Durban toe, nee, 4 dae, 4 aande. Dat was 'n manier om tyd te verduidelik. So Jesus het in dieselfde manier gesê, 3 aande, 3 nagte en 3 dae. Soos 3 dae. 3, jy moet een ding onthou, dat is 'n verskil tussen 3 dae en 3 nagte. Jy kan 3 dae kry en 2 nagte. 2 aande. Jy verstaan? 2 aande en 3 dae is nie 3 dae en 3 aande. Dat is 'n verskil. So Jesus het nog nooit nie in sy lewe vir 3 aande en 3 dae doodgegaan. Hy het Vrydag aan doodgegaan, middag, Vrydag aand, eerste aand, Saterdag, eerste dag, Saterdag aand. En Sondag vroeg in die oggend is hy wakker. Johannes sê dit vir jou, Lukas sê dit vir jou, Matthew sê dit vir jou, en Markus sê dit vir jou. Al 4 sê Sondagoggend, eerste dag van die week, wanneer die son nog opkom, het hulle dag gekom en Jesus was klaar lewendig. Het jy jou eerste les gekry? Nou verstaan jy, hoekom ons sê die Bybel kan nie die oorspronklike woord van God wees. Want daar is foute in die Bybel, wat die Jode opgetel het, van die eerste dag. En die moslim kom en hy sê vir jou, hoor jy so los al die stories, daar was nie 'n rede vir Jesus om dood te gaan in die eerste plek. As God jou wil vergewe, hy vergewe jou met sy almagtig en genade alleen. Hy nodig nie homself om aan 'n persoon te kom en dood te gaan en vir 3 dae dood te wees en dan lewendig te kom om vir jou te save. So Islam is heel anders, hulle staan buite, maar die Jode haal die foute uit van die Christene en die Christene moet antwoorde gee en hulle kan nie. So nou kom die vraag, as Jesus nie dood gegaan het vir 3 aande en 3 dae, hoekom het jy die kruising in die eerste plek?
Ja.